Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons gaan vandag daarna kyk hoe ons daardie gat van vrese toebou, waar ons woord sê, werp jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou, 1 Petrus 5 vers 7. Hoe bou ek dan die gat van vrees toe? Glo jy beheer oor jou reaksie. Niemand anders kan vir jou reageer nie. Kyk daardie vrees in die oë, want mens kan nie oorwin wat jy nie konfronteer nie. Jy kan nie konfronteer wat jy nie wil identifiseer nie. Laat daardie gedagtes verstaan, jy gaan dit nie langer toelaat nie. Jou siel moet hernuwe word, deur dit te vul met God se woord en gedagtes. Leer om te luister na jou gees, en nie na dit wat jy in jou kop hoor nie. Saam met vrees kom altyd negatiewe emosionele gedagtes. En dan is dit nie 'n goeie tyd om besluite te neem op grond van hoe jy voel nie, want jou emosies gaan met jou wiplank kry. Moet ook nie in hierdie tyd dinge probeer beredeneer nie, want ons wil dit van nature weet en dit doen. Ons wil weet waarom en hoe en wanneer en waar. Ons mors baie energie om dinge te probeer dwing om uit te werk, wat net God weet, en net hy werklik die antwoord voor het. Eintlik gaan daar dinge wees, wat jy nooit eers hier die antwoorde voor sal kry nie. Let go and let God. Ons begin vra, wat gaan ons hier aan doen? En dan wil ons dit ook gedoen hê, en verander hê. Maar dan begin ons dit op ons krag probeer, uitfigure, volgens wat ons vermoë is. En dan dink ons, dit is hoe God gaan redeneer. Hoeveel keer veg ons nie meer die vyand nie, maar begin God uiteindelik maar veg, en soveel vrae, wat ons hom mee bombardeer, en daar die twyfel wat in ons hart inkruip. Sien God my dalk nie meer raak nie, hoekom kry ek so swaar? Nog erger, wat jy begin sê, God straf jou. Dis belangrik om te gaan kyk, of jy nie dalk dan nou, in 'n situasie is, wat jy God voor gevra het nie. En nou is jy dalk nie tevrede nie, want dit werk nie uit soos jy dit wou hê nie. En word jy telke male gefolter met selfbejammering gedagtes, waaraan jy jou oorgee, van hoe onregverdig jy behandel is. Sê nou God, antwoord jou glad nie, sal jy dan aanhou bid, en sal jy hom aanhou verheerlik. En dit is wat ons moet weet, ons gedagtes is nie soos God se nie, sy wee ook nie soos ons wee nie. En dalk is jy nou in 'n situasie, wat soveel stres van jou vat, maar dis 'n situasie wat jy gebid het, wat God jou moet deurvat. Dan kom hy vir jou vanoggend deur en hy sê vir jou, al moet jy deur baie diep water gaan, daai water sal jou nie wegspoel nie, want hy sal saam met jou daardeur gaan. Al voel jy vanoggend jy loop in 'n vuur, en daardie vuur gaan jou enige oomblik verskroei, sê die Here vir jou, hy saam met jou in daardie vuur, dit sal niks aan jou doen nie. Kom ons vat vanoggend die woord van die Here, en ons glo dit is waar, want ons het vanoggend die waarheid in ons hande, die bloed van Jesus. Ons het vanoggend die waarheid in ons hande, die liggaam van Jesus, dat ons bevry kan kom deur die bloed van Jesus, dat ons genees kan word deur die liggaam van Jesus.